Goeiemôre Suid-Afrika. 1400 Suid-Afrika tyd op hierdie Dinsdag, die 7de April. Ek is Monay Botha, Koppel TV korrespondent, lewendig uit Nashville uit. En ons gaan voort met vandag se plan van die Iran-oorlog. So ons is nou diep in Twilight Zone. Ons is nou diep besig met sielkundige oorlogvoering vandag. Onthou gisterand die original 10-dae deadline was gisterand middernag Iran tyd. Niks het gebeur nie. Daar's nou prate van vanaand midnight of miskien môre aand midnight. Nou wonder die mense, Trump weet nie wat hy doen nie. Of hy's te bang om iets te doen. Nee, dit is nie wat dit is nie. Dit is sielkundige oorlogvoering. Jy gaan mos nie vir iemand sê, die vyand sê presies wanneer gaan jy omstryk nie. Jy laat weet om jy gaan omstryk, mens sê nie presies wanneer nie, die element of surprise, maar hierdie is sielkundige oorlogvoering. So van gisterand af sit die Iraniërs op hierdie kool, hulle weet jy wanneer kom het, hoe groot kom het, waar kom het, maar hulle weet dit kom, want hulle, die regering van Iran, hulle hou nog steeds windgat, wil nog steeds nie sit down en talk nie. Hulle praat, daar is groot samesprekings. Gister het die ambassadeur van Iran wat in Pakistan is, het gaan onderhoude voer en beplanning maak met die Pakistaniërs wat toetree of intree as die bemiddelaars. Maar hier is groot dinge in die broei. So, en baie goed agter die skerms weet ons nie van nie. So ons weet nie presies wat gaan in die onderhandelings aan nie. Al wat ek vir jou kan sê, hierdie is sielkundige oorlogvoering. Daai groot stryk wat in die Amerikaanse weermag beplan, is nog steeds op die tafel. Wanneer dit kom, is die prerogatief van president Trump om te besluit stryk of wag. En dit is daai sielkundige oorlogvoering deel wat so suksesvol altyd werk. Ons het in Angola ook gebruik toe ek in Angola was. Die Faplas het nooit geweet wanneer kom. Hulle het geweet ons kom. Hulle het nie geweet wanneer en van waar, van wat se rigting af nie. So, dink vir jouself, as jy nou ingegrou is in 'n plek, soos wat Iran nou, hulle wag 'n groot stryk, maar hulle weet nie waar en wanneer nie. Jy slaap nie. Dit is moeilik om te slaap, is moeilik om bed toe te gaan en te gaan afsit en slaap, as jy weet, hier kom iets groots en jy weet nie wanneer tref het en waar het gaan tref nie. So, jy is heeltyd op jou hoede om te sien wat aangaan, sodat jy kan sien waar kan jy retaliate, terugfight of miskien jouself verdedig. Dis wat op die oomblik in die gang is. Nou het Iran uitgekom, die state media, en die populasie nogal gevra, julle moet asseblief almal 'n groot ketting van mense om al die kragstasies gaan maak en al die olieopgaarplekke gaan maak, sodat dit 'n human shield is. Om die plekke, sodat Amerika daai plekke nie aanval nie. Dis interessant dat hulle oppres hulle populasie vir 47 jaar. Nou vra hulle daai selfe populasie, gaan staan julle asseblief om die kragstasies, vorm 'n barrier vir ons, 'n human shield barrier, sodat Amerikaners nie die plek aanval nie, want hulle gaan nie deliberately civilians target nie. Hoekom gaan daai RJC se eie ouens, hulle besiege magte, hulle soldate, hoekom gestaan hulle nie om die plek, maak 'n ketting van mense nie. Hulle is anyway servies heeldag. Dis nie die populasie, is hulle in civic klere om te kan uitvind wat gaan aan, en dan execute hulle mense in die straat wat hulle agterkom is teen die government. So hoekom gestuur hulle nie daai, want die Amerikaners gaan ons nie weet is nou die civies of is die besiege magte nie, hulle gaan net sien as staan klomp civies om 'n kragstasie. Maar dis hoe hulle operate, die Iraniërs. Nou hoop hulle populasie gaan hulle help om kragstasies te gaan staan. Hy leef in 'n droomwêreld, daai radikale moslems. Hulle leef in hulle eie droomwêreld. So, ons sal maar sien. Dalk is daar 'n paar wat dink, is 'n goeie idee ons instal om kragstasies. Hooplik word hulle nie gestryk nie. Of by brûe of by ander fasiliteite. Gister vra 'n reporter weer vir president Trump, maar dis mos teen Geneva Convention om siviele teikens aan te val in 'n oorlog. Ja, dit is, maar onthou, die Geneva Convention, jy moet dit eers mooi verstaan. Wat pas alles in? Sekere goeders is teen die Geneva Convention. Ander siviele plekke soos kragstasies, as jy daai kragstasie se krag gebruik om jou war machine te dryf, is dit nie 'n siviele teiken meer nie, dan is dit 'n war teiken, dan kan jy hom attack, no problem. So, die mense wat dink, kragstasies of olieopgaarplekke of so te tref,
in Iran is 'n war crime. Daai mense verstaan nie die law of war regtig mooi nie. Dit is nie. Want dit word tans gebruik om hulle war machine te dryf. So dit is nou vir nou. Ons hou maar dop die volgende paar ure wat loop. So midnight vanaand Iran tyd is miskien 'n punt wat iets gaan gebeur, miskien nie. Dalk word dit nog uitgestel. Die ding is met sielkundige oorlogvoering, jy hou hulle in 'n draadjie, laat hulle heeltyd dink, jy confuse hulle die hele tyd en dis wat op die oomblik aan die gang is. So hopelik kom hulle tevore, praat uit. Anders is dit maar jammer te vir hulle. Ek is Monnie Botha, Koepel TV se korrespondent. Baie dankie.